Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en Christel Cornelissen sluit volgende by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy span. Dame. Christel, ons begin sommer by die weermag vandag. Ons begin by hulle. Hierdie is amper soos 'n Bollywood draaiboek. Mens kan dit nie uitdink nie. Of 'n mens kan dit uitdink en dan speel dit af in die Mall of Africa. So hierdie kom nou al 'n lang tyd. So dit het begin met die ontvoering van 'n vermeende ISIS-leier en sy regterhandman in die Mall of Africa in Desember 2022. So hulle is geverdwyn. En die spore het nou teruggegaan na lede van die Suid-Afrikaanse weermag se spesmagte wat ons ken as die rekkies. En die lid van die Valke, Frans Matipa, wat dit ondersoek het, hy het begin met sy ondersoek en hy is doodgeskiet langs die pad. Ek onthou baie goed. Het was 'n kort verklaring gewees. Hy was in sy Volkswagen Polo gewees. Hy's eenvoudig afgemaai langs die pad. Sy dood het gekom kort nadat hy klaarblyklik gevra het vir inligting oor wie die soldate was wat destyds by Mall of Africa was. Hy het gevra vir toegang tot weermagdokumente wat hy klaarblyklik nie kon kry nie. Hy wou praat met die spesmagtelede wat betrokke is. En toe sy Samir geëlimineer. Nou die vermoede is klaarblyklik dat wie ook al betrokke was, ek dink hierdie storie is nou klaar. As ons van die ondersoekbeampte ontslaag geraak het, hy het misdade teen die staat ondersoek. As ons van die ondersoekbeampte ontslaag raak, verdwyn die saak. Jy weet, soos wat baie keer in Suid-Afrika gebeur, die dak het verdwyn, die ondersoekbeampte is nie meer daar nie, maar dit het nou nie opgehou nie. En die kar wat glo gebruik is in die verdwyning van hierdie ISIS mense, is nou later glo gekaap, dit is weer nagespoor. So soos 'n legkaart het al hierdie stukkies bymekaar gekom. En die eerste 2 lede is Sondag by OR Tambo in hegtenis geneem, weermaglede. Nog 10 het hulle oorgegee, hulle het gister in die hof verskyn. Die hof het gelas die aanklaer en die ondersoekbeampte se name mag nie bekend gemaak word nie en ook nie hulle gesigte nie, wat 'n mens kan verstaan. Weet as ek 'n ondersoekbeampte of die aanklaer in hierdie saak was, ek weet nie of ek in my kar sou klim nie, uit my huis sou kom nie. Soveel vrae. Mense, dit gaan terug na die ontvoering van die vermeende ISIS-leier in sy Travant. Dit was Is op hulle CCTV lyke gewees. gevind? Nee, so daar word aangeneem dat hulle dood is. Of is hulle deur die spesmagte ontvoer en vrygelaat iewers anders? Of geruil vir een of ander invloedryke touwtjie-trekker. Dis regtig kommerwekkend dat mense soos hierdie wat dis ons weermaglede en hierdie is nog net beweringe teen hulle, niemand is skuldig bevind nie. Betrek word by beweringe soos hierdie die Lady R, julle onthou die Russiese vaartuig wat by ons aangekom het. Hulle name word in verband met daai voorval gekoppel. Dit laat mense nekhare regop staan as jy dink hoe in die eerste plek hoe hoogs opgelei hierdie mense is en in die tweede plek waarmee hulle besig hou. En op wie se bevel? Ja. Dis die ding, is dit Na bewering. die weermag se bevel, is dit die spesmagte bevel gewees of is hulle werk dit dalk vir iemand anders? Maar ek weet van wanneer af laat ons mense verdwyn na bewering. Dit is tog nie ons wat ons doen nie. Veronderstel om te wees. Die geveg teen terrorisme veral in die VSA het al baie mense laat verdwyn. Maar ons is nie nou daar nie, Peer, ons sit nou hier. Dit was helder oordag gewees, hierdie mense was in 'n winkelsentrum. Daar's beeldmateriaal gewees van hoe hulle verdwyn. Of hoe daar met hulle verdwyn word. Dis regtig vir my skrikwekkend wat onder ons neuse gebeur. Ek dink En hierdie man het die hoogste prys betaal. Dis presies wat ek nou Ja, sê. ja. 'n Ondersoekbeampte wat vir die Valke werk, het die hoogste prys betaal en mens moet dit nooit vergeet nie en sy familie wat geraak is. En ek dink die probleem kom terug dat daar ook net te veel vrae in die laaste paar maande, weke is oor die weermag en waarmee hulle dalk self besig hou, hulle geld bestee, net 'n klomp vrae oor die weermag in die algeheel. Dan begin mens nou te wonder oor, jy weet, die bevelvoerders en hoe bevoeg hulle is en wat daaraan gaan. Absoluut, daar's wonderlike mense in die weermag wat wonderlike werk doen namens ons. Weet en dit verdien ons respek. Om in 12 van hulle in die hof te kry met aanklagte soos hierdie. Nee. Ja, dan moet ons praat oor Iran. Ons moet praat oor die feit dat hulle Amerikaanse basisse in Qatar aanval. Inderdaad. So die jongste is dat daar 'n skietstilstand is. Ja. So die Amerikaanse president het aangekondig daar's 'n skietstilstand. Daar moet nou nog uit albei kampe Iran en Israel moet daar nou nog formeel aankondigings daaroor gedoen word, maar
minstens is dit 'n begin. Is goed vir die olieprys. Hy het weer redelik mooi geval tot, ek dink is nou op $68 gewees, so ruk terug gewees. Hierdie is 'n gevaarlike situasie. As jy nou vra wat het met ons te doen, is baie ver, maar iets as die olieprys byvoorbeeld het 'n direkte uitwerking op ons en die res van die wêreld. Weet, ons gaan nie noodwendig by Iran hoop ek aansluit in een of ander vorm van oorlog, nê? Maar dit veroorsaak onstabiliteit in al die markte. Dit is sleg as bure op mekaar losbrand. In Suid-Afrika het geskiedenis van Iranese olie. Olie wat by ons afgelewer Ja, word. as jy nou vra wat het met Suid-Afrika te doen? Dekades en dekades, Ons ja. skaar ons openlik by Iran. Nou Suid-Afrika het volgens my geneig om so 'n bietjie aan die verkeerde kant om te skaar. Iran is 'n land met 'n interessante geskiedenis. Hy en Israel was nie altyd vyande gewees nie. Inteendeel, Iran was 'n baie vryer land as wat dit vandag was tot in 1979 toe dit 'n teokrasie geword het. So nou word hulle deur geloofswette regeer. Weet nou, hulle is openlik uitgesproke daaroor dat hulle Israel wil verwoes. Nou weet die hele ding het gekom met die bewering dat Iran 'n kernkragwapen wil vervaardig. Verskeie ander Amerikaanse presidente het ook al gesê hulle sal oorgaan tot geweld om te keer dat Iran so 'n kernwapen kry. Donald Trump het dit nou gedoen. Jy kan nou van hom sê wat jy wil, jy kan van sy beleid sê wat hy wil. Hy het gedoen wat baie ander Amerikaanse presidente eintlik gedreig het om te doen. Moet Iran 'n kernwapen hê? Ek weet nie of dit ons gesprek vanoggend is nie. Is 'n skietstilstand in die belang van die groter streek, die groter wêreld absoluut. Ja, definitief. En daar's ook berigte wat sê dat hierdie aanvalle waarskynlik hulle proses net verlangsaam het, maar nie werklik hulle vermoë om 'n kernwapen te bou totaal en al afgesny het. Wat hulle sê is tussen 2 en 3 jaar wat dit vertraag is. Nou kyk, daar's nêrens Iran hou aan sê hierdie is vir vriendelike gebruik. Dit is nie vir 'n kernwapen nie. Tot Soos jy sê, dit is 'n lang debat. Dis 'n Ja. baie lank debat. Dit is nie tot dit is. Kristal dan terug op tuisbodem. Paul Mashatile kan ook net nie uit die nuus uit bly Hy nie. is tog nie. As jy mens geld maak, dan is jy altyd maar in die nuus. Dit is so, dit is baie waar. Nou kyk, hy is bekend vir sy luukse leefstyl. Hy het 'n baie mooi vrou. Sy vrou het 'n baie mooi suster en die suster het bande met die nuwe lotery-operateur. Ons het hier, die drie van ons het nou al baie gepraat oor die toekenning van die lotery-lisensie. Dit is toe nou toegeken en bande met die adjunkpresident. Nou sy kantoor ontken dit uit die aard van die saak ten sterkste. Die lotery sê daar was alles is gedoen soos wat dit moes gedoen word. Jy weet, hier is nou besig om kwaadwillig agterdog te wek oor 'n proses wat eintlik baie deursigtig, weldeurdag. Het jy bande was. met iemand in die lotery? Ek het nie. My naaste band is as ek 'n kaartjie gaan koop. Ja, so dis net nie toevallig dalk nie, nê. Ek weet nie, dis dalk nie toeval. Ek is nie die grootste gelower in dis nie 'n woord nie. In toeval, nê? So, maar ek weet nie, hulle sê hierdie is alles nou heel toevallig en al die prosesse is gevolg. Nou ek sê net dit is ironies, hulle praat van die lotery het 'n lisensie om geld te druk. Wat so is, hulle noem dit die staat se grootste tender, 180 miljard rand. As ek bande gehad het, sou ek dalk iemand genooi het vir 'n braai en gesê kom ons praat oor. Ek dink die punt bly staan is dit is sy skoonsis wat Dis dit sy gekry het. So skoonsister. dit is sy skoonsis Maar hy sê dis nie hy nie. en die ander persoon is 'n bondgenoot van hom. Bondgenoot of 'n vriend van hom, 'n vriend ja. van hom. So die Hulle punt bly gaan saam staan is kerk toe, maar dit is omdat hulle saam kerk toe was. mens kan ook dan nou nie help. Hy kan ons seker nou nie verkwaardelik as mens nou weer eens gaan na die laaste paar weke van hoeveel kere hy in die nuus was en sy seuns en kontrakte en dat mens gaan vra Mense het vra. oor hoe geldig is dit nie veral nie as die nuus nou net gesê het die Hooggeregshof het gesê dit was onderdeelmatig hoe dit toegeken is. So nou gaan jy gaan, okay, dis jou skoonsis, dis onderdeelmatig. Ek sien nie dit enigiets nie. Kanselleer Ek dit. vra net die Nie vraag. jy nie. Ja. Ek vra net die vraag. As Dis die al. Hooggeregshof so dis sê, Hooggeregshof sê dis ondermatig, kanselleer dit dan. En die DA wil nou vra. Nou sit ek en wonder, die DA in die parlement vra. Hulle wil. Vandag. Wat gaan dit aan die aan Mashatile maak? Wat gaan of hy nou antwoord of nie? Ja, hulle gaan vir Paak stel met vra wat. Ja, wat gaan dit nou aan hom doen? Gaan dit regtig 'n impak op hom hê? Dis mense voel so half hy's op 'n plek waar hy nie regtig omgee nie. Ja, maar dit is baie sleg. Dit kan hierdie mense is verantwoordbaar aan ons wat gewone Suid-Afrikaners is. Ja. Dit kan nie wees dat hulle nie omgee nie. Is dit?
Ek wil ook sê dit kan nie wees dat hy oorseese reise gaan en R300,000 'n nag vir verblyf betaal nie, wat ook hierdie week uitgekom het. Soos ek kan nie verstaan hoekom ons dat jong president in 'n slaapkamer bly vir R300,000 'n nag nie. Dit is belastingbetalers se geld wat gemors Ek word. het nou gehoor Guyton McKenzie het ook nou die dag gesê, weet dit mense reis baie, jy doen dit vir jou land, jy doen dit vir werk, dit is nie vir jou plesier nie, Jennifer. Jennifer, jy's ook verskriklik moeilik vanmôre. Maar kom ons praat 'n bietjie oor Dis-Chem. Jy kan gaan kamp, hy wil nie kamp. Ja, hy kan dalk 'n tent vat. Dis-Chem se stigter het 6,8 miljard rand aan sy seuns basies gegee, sy aandele van Dis-Chem. Ja, my pa het hierdie vir my gedoen. Ja. Dit is verskriklik baie geld. Ivan en Lenet Salzman het hulle het die eerste Dis-Chem in 1978 begin. Almal ken Dis-Chem, dis 'n enorme groep, is genoteer. Nou hulle het 3 seuns, een van hulle is betrokke in die maatskappy, hy het reeds aandele en die 2 ander het hulle sê een is daar nie vreeslik baie oor bekend en die ander een is 'n prokureur. Hulle het nou aandele gerig, elkeen net so oor die 12% aandeelhouding in Dis-Chem. So dit bly in die familie. Maar die bedrag geld wat hiervan gepraat word, 6,8 miljard rand. Dis 'n paar pakkies pille, nee. Luister, ek is nie kwaad vir 'n Dis-Chem nie. Dit Nee, my geld spring in hulle tulle in. Ja, nee. Dit is soos 'n slaghuis. Ek kry altyd iets om te koop. Dis die ding. Jy Ja. stap aan dan loop jy altyd met iets uit. Maar mense kan nou dink, 'n wonderlike nalatenskap as jy nou Ja. verby die geld kyk en dit is baie geld. Maar 'n wonderlike nalatenskap wat hierdie maand pa. Hy het Ivan Salzman het teruggetree in 2023, maar hy bly nog steeds aktief betrokke, sy vrou Lenet ook. 'n Ongelooflike Suid-Afrikaanse storie Ja. van mense wat met 'n apteek begin het en nou noem ons hierdie bedrag geld. En ek het al 'n storie gehoor van 'n hoofuitvoerende beampte van 'n mediese instansie in Suid-Afrika, van 'n baie mooi storie hoe Ivan gehelp het dat hy en sy mediese hospitaalfirmas aan die gang kom deur om te sê, hoeveel het jy nodig? Kom ons begin dit. Dit is ongelooflik. Ivan Dis het wonderlik. hy het regtig baie goed gedoen vir die mediese industrie in Suid-Afrika, nie net vir homself nie, maar vir die res van die mense ook. En dit is wonderlik om te hoor, jy weet dat iemand hulle geld vir 'n goeie doel gebruik. Ja. Ja. Vir ander mense. Christel, dan is daar ook 'n vrou wat goeie werk doen op hierdie stadium, veral in Pretoria aan die riviere. Ja, enige iemand wat in Centurion dalk net daar verbyry sal weet die Hennos op 4 is in baie groot moeilikheid. Die ertjies op rivier. Jo. Die foto's is dit is absoluut skrikwekkend. Ja. Dit Dis 'n sê walglike hierdie stuk. dis walglik. Dit sê die rivier is besig om te sterf. Wat sy doen is sy maak dit skoon. Taryn Johnson sê kyk daar. Dis nou iemand wat besluit het hierdie is waar ek 'n verskil kan maak. Die syfers wat hiervan gepraat word van wat hulle doen en wat hulle hier uithaal. 10,000 tydelike werksgeleenthede wat hulle geskep het oor jare, 560,000 sakke rommel bymekaar gemaak word. Ek dink hierdie is 5 ton afval verwyder. Indringerplante wat verwyder word. Jy weet, en dit het begin met een opruimingsoperasie en dit het baie groot geword. Nou is daar kritiek wat sê die munisipaliteite doen nie genoeg om te help nie. Nou ja, ek weet nie of ek al 'n munisipaliteit, ons munisipaliteit gesien het wat daadwerklik skoonmaak Die rivier nie. skoonmaak. Ja, nou die rivier is lank, so miskien sien ek dit net nie. Weet maar dit moet ook op 'n punt begin word waar mense wat besoedel moet vasgevat word. Ja. Onwettige storting met Rioolaanlegte wat rioolstort in riviere moet rioolstorting. Weet en dit is waar die munisipaliteit 'n ongelooflike groot rol het om te speel. Dis wonderlik wat sy doen en haar span om rommel uit die rivier uit te gaan haal. Maar die oorsaak van die rommel moet op 'n manier gestop word. Jy weet en sy is dit voel vir my soos een vrou teen 'n oormag, teen 5 ton rommel en dit lyk amper asof dit nie 'n duik gemaak het nie. Die massas vuil in die Hennops Ja, rivier is ons net het- skrik. Ons het meer hulp nodig en ons het meer ondersteuning nodig vir hierdie. Nou ek het gesien Tshwane sê, weet nee, dit is onwaar dat hulle nie betrokke is nie. Hulle help, hulle werk hard. Ja. En 'n mens moet Ek haar is bly om mense dit moet 'n te hoor. lansie breek vir haar en sê dis ontsettende mooi werk wat sy doen. Ons is dankbaar daarvoor. Ons almal kan dalk 'n bietjie inspring in ons omgewings iets doen vir die riviere en die opvangsareas. Ek het nou die dag op pad werk deur daai monumentpark, toe sien ek 'n man, daar hy's besig om die rommel op te tel op die kruising. 5 punte ekstra. Absoluut. Jy weet, Dis dat mense wil uitspring en sê, "Kan ek die sak vashou?" Dan kry ons dit vinniger klaar. Definitief. Klein goedjies wat 'n groot verskil kan maak. Ja. Gewone mense. Laaste enetjie, ons het eintlik nie meer tyd nie, maar ons moet bietjie praat oor honde en katte in die dorings. Ag, en is dit nie mooi nie?
Hierdie twee stories loop vir my hand aan hand van gewone mense wat onder uitdagende omstandighede ongelooflike werk doen. Hierdie is veeartse, hulle is sidewalk specials, nie pavement specials nie, hulle is sidewalk specials, so hulle gaan in die gemeenskap in, hulle steriliseer, hulle doen medisyne. Kyk daai middelste foto, daar lê die brakkies, elkeen met 'n warm watersak. Vas in die slaap. Is dit nie so mooi nie, met die tonge wat uithang? So hulle steriliseer, hulle gee medisyne, hulle ontwurm, maar hulle werk in die gemeenskap. Ja. En net omdat ander mense nie bly soos ons en lyk soos ons en beteken nie hulle het nie 'n ongelooflike liefde en band vir hulle honde Hulle of hulle diere. katte of hulle budgies nie. Hierdie is mense wat ons respek en ons hulp verdien. Absoluut. En dit is so mooi om te hoor, Christel, hoe mense 'n verskil maak in 'n gemeenskap en ons almal kan ook 'n verskil maak, né? Of dit nou 'n dis vuur lekker. of 'n hond Ja, of 'n kat is, jy kan definitief. ietsie doen. Kan maak 'n verskil vandag. Dis hy. Maak geld of maak 'n verskil. Nee, dis Paul se tyd. Gemaak het. Christel, baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie julle. Dit is Christel Cornelissen, bly skakel net hier na ons voort. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.